Goed, ons is by die laaste preek van die Predikerboek. En ek het vir u verlede keer genoem dat in die tyd van die Puriteine hulle preke tot 25 punte kon hê en dat die preek se duur 1 uur en 'n half kon wees. Net om weer te sê, u is genadig vandag as iemand 'n kort preek het. Prediker het lang preke. Daarom vat ons so lank om hulle deur te werk. Hierdie preek begin by 8 vers 14 en ek het verlaas het ek gelees tot by 14, so vergun my maar dan net vir te sê jammer daaroor. Maar ons gaan aan by weer by vers 14 en dit gaan duur tot by hoofstuk 12 vers 7. So dis hoe lank, dis hoeveel verse hierdie preek beslaan. En in die laaste preek het nou gesien hoe die preek omtrent werk. Wanneer die prediker skryf hy, en baie keer wanneer ons die frase sien, dit is 'n sinloosheid, of dit is 'n gejaag na wind. Alles onder die son is net sinloos. Dan gaan dit oor die perspektief van die ongelowige in die dae van Salomo. Oor die perspektief van die ongelowige in die dae van Salomo, want hoekom maak die lewe nie sin nie? Want die ongelowige sien net hulle eie wêreld. En dis eintlik vir vandag nog steeds dieselfde. Dis nog steeds waar vir vandag. Dat wanneer ons vandag te doen het met hoe maak ons sin in die lewe? Hoe maak ons sin na die Tweede Wêreldoorlog? Hoe maak ons sin na COVID? Hoe maak ons sin na, noem dit 'n ramp, wat ook al. Hoe maak ons sin daaruit? As ons nie verstaan wat die Here se algemene plan is met alles nie, kan ons glad nie sin maak met nou nie. En wanneer die wêreld heeltemal verdwaas raak, as ek die woord kan gebruik, verdwaas, wanneer hulle in hulle verstand net nie kan verstaan wat moet gebeur nie, is dit omdat hulle God nie verstaan nie. En dis baie keer waar ons terug moet kom by die skrif en verstaan wat laat die Here toe. En ek dink ons het al 'n bietjie skade oor die jare heen van die liewe Jesus teologie, dat ons eintlik net dat ons God se liefde in 'n eensydige sin sien, en sy liefde nie in sy breë spektrum sien nie. Sy liefde is geweldig groot. En die sleg wat oor baie mense se lewens kom, het 'n plek ten goeie en tot ons beswil. En as ons nie die sleg beleef het nie, het ons nie die lewe reg verstaan nie. En die Here se leerproses verskil van ons manier. En ons het al oor hierdie tema gepraat, want daar's baie temas wat herhaal in hierdie briewe of in hierdie preke. En die 4de preek het weer 'n herhaling van sekere temas, maar nie elke tema nie. Goed, ons gaan dan vanaand kyk sover ons kan. As ons kan kom by 9 vers 16, dan het ons doelwit A bereik vir vanaand. Ons kyk of ons dit kan regkry. Ons is dan by Prediker 8 vers 14. En ek gee vir julle klaar die breë raamwerk van hierdie preek. Is u nou 'n predikant se preekmanuskrip kon kry? Nou het jy die preekmanuskrip gekry met sy hoofpunt, en ek noem dit die sin van die lewe, met hoofpunt 1 van hierdie preek, sinloosheid oor die lewe, en hoofpunt 2 is die doel in die lewe. Sinloosheid teenoor doel. Kan jy hoor die tweede deel van die preek gaan sê, maar wat is die doel dan nou eintlik? En as jy die eerste punt verstaan, gaan jy die eerste punt van hierdie preek verstaan as, hoe wil ons die lewe aanskou, en hoekom is dit vir ons sinloos? En die eerste perspektief is weer eens 'n perspektief as die Here nie daar is nie. En ons gaan probeer kyk na 3 punte. Die eerste hoof of subsaak van hierdie sinloosheid oor die lewe is, terwyl dit nou nie sin maak nie, geniet jouself. Dis tog 'n uitgangspunt wat ons vandag beleef. Kom ons kyk wat die skrif hieroor sê. Prediker 8, ons lees vanaf vers 14.
Ja, verskoon, ek het hier en daar het ek uit 'n Engelse bron gewerk en my verwysings verskil nog steeds. Ek sien nog steeds foute. Ek het al die 15 weggevat op al die plekke en daar is nog steeds 'n 15. Goed. 8 vers 14 tot 17. Dit is nietigheid. Dit is 'n nietigheid wat op die aarde gebeur, dat daar regverdiges is met wie dit gaan volgens die dade van die goddelose, en dat daar goddelose is met wie dit gaan volgens die dade van die regverdiges. So sê ek dan dat dit ook 'n nietigheid is. Hoor maar wat staan daar geskryf. Dit is 'n nietigheid dat daar regverdiges is met wie dit gaan volgens die dade van die goddelose. Ek wil graag hierdie vers vir julle lees, net in een van die ander vertalings, in die 20 of selfs die 83 vertaling. Ons gaan eers 83 toe. Vers 15. Hy sal vir baie helder klink as jy hom daar hoor. Wat 'n vers is ek hier? 8:5. Moet by 15 is. Ook hier lei wat op die aarde gebeur tot niks. Oor regverdiges, kyk mooi, oor regverdiges kom wat goddeloses toekom, en oor goddeloses kom wat regverdiges toekom. Wie het al die stelling gemaak? Dit om dit in Afrikaans te probeer kry. Dit moet goed gaan met die gelowige, en dit moet sleg gaan met die ongelowige. Maar kyk nou net, dit gaan goed met die ongelowige, en dit gaan sleg met die gelowige. Hoekom moet ek kerk toe gaan, as dit my niks gaan baat nie? Sou iemand kyk, wat die Here nie verstaan nie. Want wat is daar vir my, in die proses om in verhouding met hierdie God te wees, as ek nie die voordeel nou kan smaak nie? Ons is mos altyd in 'n onderhandeling. Ek is in 'n vriendskap met iemand, eintlik net omdat dit iets vir my beteken, is dit nie? Natuurlik. Wie is in 'n vriendskap oor 'n ander rede? As vriendskap nie 'n mededeling in die lewe is nie, of dat jy rus by 'n vriend kan kry, of verbreking van eensaamheid by vriende kan kry, dan is jy nie in 'n vriendskap nie. Jy moet iets terugsoek in 'n vriendskap. Wie was al in 'n vriendskap waar daar net 'n eenrigting verkeer was? Ek het alles gedoen in die vriendskap. Wie was al in so 'n vriendskap? En besef, dit is eintlik nie 'n vriendskap nie. Maar wat gebeur as jy een rigting verkeer het? Iemand raak moeg en die ander een raak vol. Ons kan nie so werk nie. Maar werk die verhouding met die Here so? Kan ons die Here omkoop vir iets? Hy het hom aan ons verbind, en ons ontvang sy genade en seën. Wat sê Job as hy sê, my vrou, ek het van die Here ontvang die goeie en die slegte. Nou dat ek die slegte beleef, moet ek nou kwaad wees? Die vrou sê, ja, verseker, vloek die Here en sterwe. Is dit waar? Is dit nodig dat ons so moet dink daaroor? Nee. Gelukkig het sy by leef in die geskiedenis van Job. Want sy het baie slaagse nuus vir hom gebring. Baie in sy tyd van leed het sy regtig moedeloos geraak in hierdie stryd. Sy het regtig baie moedeloos geraak. Maar wat ons moet sien is dat mense maklik sal sê, wat is die sin van geloof as dit nie vir my iets kan doen nie? In die voorspoedsteologie, en dis 'n teologie wat nogal redelik, kan my sê, veld wen vandag. Die uitgangspunt is tweeledig. As jy genoeg geloof het, dan sal jy gesond wees. En as jy genoeg geloof het, sal jou beursie dik wees. Jy sal genoeg geld hê. Dis vir mense nogal 'n aantreklike teologie. Want die Here het nou vir my geloof gegee, dis nou die geskenk wat ek ontvang, en saam met die geskenk kry ek nou die gesondheid en ek kry die rykdom. Dit klink nou 'n lekker besigheid. En as daar mense wat siek word en nie gesond word nie, en dan sê hulle, maar dit kan nie 'n God wees wat ek kan dien nie. Ek kan hom nie dien nie, want wie is hy? Ek stel om gesond te wees. En dan val hulle uit geloof, as mens dit so kan stel, en hulle hou op glo omdat daar 'n fout is met die teologie. Want waar die Here beloof jy sal ryk wees as jy aan hom behoort. Wat is die prys wat hy ons gee vir geloof? Lewe.
tot in ewigheid. Hoeveel geld het ek nodig om daar te kom? Kan die armstes van die armstes in die koninkryk van God ingaan? Ja, en die rykstes van die rykstes kan hulle in die koninkryk van God ingaan. Sonder 'n sent, ja. Hulle geld gaan hulle nie help nie. Dis eintlik vir hulle 'n verstrikking. Dis eintlik vir hulle 'n probleem. Christus sê dit self, is vir die ryk mense baie moeiliker om die koninkryk van God te beerwe, omdat hulle soveel strikke het wat hulle kan verstrik. Dit is regtig 'n krisis. Maar goed, so die prediker praat in hierdie eerste vers, net oor dit. En hy sê, kyk mooi, jy sien die ongelowige, kom die goed oor, wat die gelowige moet oorkom. Met ander woorde, die Here Jesus het self gesê, hy laat dit reën oor die gelowige en die ongelowige. Hy laat regtig dit reën. God se seën val oor almal. En soms sien die ongelowige raak wie dit gedoen het en kom tot geloof. En dis God se wonderwerk aan die mensdom. Dis regtig God se wonderwerk aan die mensdom. Niemand verdien om gered te word nie. Maar dat hy wel homself bekend maak ten spyte hiervan. En hier is die sinloosheid van die ongelowige. Dit maak nie sin dat dit sleg moet gaan met my nie. Ek wil nie in. Hoekom moet ek in 'n geloof wees waar hierdie goed gebeur as dit my niks kan help nie? Wat sê vers 15? Daarom het ek die vreugde geprys dat daar niks beters vir die mens onder die son is nie as om te eet en te drink en om te verheug, dat hy hom mag begelei by sy moeitevolle arbeid gedurende die dae van sy lewe, wat God hom gee onder die son. Onthou daai frase onder die son word geassosieer met die ongelowige se standpunt. Toe ek my hart daarop gerig het om wysheid te leer ken en om te aanskou die dinge wat op die aarde gedoen word, ja, selfs bedags en snags niemand met sy oë die slaap sien nie, het ek gesien al die werk van God, dat die mens die werk wat gedoen word onder die son nie kan uitvind nie, omdat die mens hom vermoei om te soek en tog niks uitvind nie. Ja, al sou die wyse dink dat hy dit verstaan, hy sal dit nie kan uitvind nie. Eers die 15de vers. Wat is die mens? Wat is die fatalistiese uitspraak in die Nuwe Testament? Kom ons eet en drink, want môre sterf ons. Reg. So, wat sê, as jy met iemand praat, kom ons praat 'n bietjie met jong mense. Jong mense, hier is ons 1, 2, 3, 4, dis 'n paar. OK. Dis 'n paar wat wens hulle is nog jong mense, so hulle steek hande op. Wanneer jy jong mense vermaan, dit is nog 'n interessante ding, oor hulle gedrag, so sê net maar, jong man, jy drink te veel. Ag, ek moet doodgaan van iets. Goed, maar hoekom het jy nog nie opgehou rook nie? Ek moet doodgaan van iets. Daardie frasetjie word nogal baie vir my gesê, nie net vir my nie, maar vir elke mens wat 'n ander mens vermaan oor gedragspatrone wat skadelik is vir jou liggaam. En wat sê die mense? Man, ek leef my lewe. Ek geniet myself. En ek het die voorreg gehad om nou die laaste paar weke in die hospitaal te kom met mense wat met gedrags en inhoud letterlik erken, leefstyl het gemaak dat ek hier lê vandag en op dialyse is. Hy is gelukkig geweest, sy nierfunksie het opgetel en hy is uit die hospitaal sonder dialyse verder. Maar hy het geskrik oor wat hom getref het. En hy het besef, hy is by 'n stopstraat in sy lewe, hy is by 'n aanpassingstyd in sy lewe, hy kan nie net maak soos hy wil nie. Hoekom is dit so? Dat iemand eers by daardie punt wil uitkom. Hoeveel frases het ons jong mense ook al vir ons gesê, ja, maar ek pik nou op jong mense so 'n bietjie, maar julle is die groepie wat waarskynlik die meeste dinge vroeg in die lewe doen wat julle berou het later in die lewe. Wie dalk berou oor enige iets wat ons gedoen het later in ons huidige lewe. Ons is 'n bietjie ouer nou. Hande op wie berou het oor iets wat ons gedoen het. Goed. Daarom praat ek met jonger mense want hulle het nog nie hande opgesteek nie. Hoekom vat dit ons so lank om te leer? Daar's 'n uitdrukking in Afrikaans wat sê jy is nooit te oud om te leer nie. Hoekom het dit ontstaan? Want ons vat lank voor ons leer.
Ons vat altyd lank voor ons leer. Ons vat altyd lank voor ons daar kom. En baie keer is ons ken die Here, ons verstaan dat ons in 'n verhouding moet leef. Baie van ons is selfs gekatekiseer, ons is deur die proses van, ons het geleer in die skrif, ons het die leer geleer. En ons het al baie die Bybel gelees, maar ons het nog nie die som gemaak van wat beteken dit om in 'n verhouding tot die Here te leef nie. Ons het baie keer nog nie daardie som regtig gemaak nie. En wanneer ons dit nie gemaak het nie, het ons nog 'n probleem. Ons verstaan nog nie hoekom ons dit doen nie. Ons verstaan nog nie hoekom ons lewe nie. En ons verstaan partykeer nog glad nie waarheen is ons op pad nie. Nou die vraagie wat dit reël is, wat is jou roeping in die lewe? En jong mense sukkel baie keer met die rigtingaanwyser. En omdat hulle dit nie weet nie, sê hulle, wel terwyl ek nie weet nie, geniet ek myself. Hoe doen ek dit? Wel, ek rook, ek drink, ek gaan aan te keer as ek wil, want ek geniet myself. Almal doen dit. Wie het dit al gehoor? So ek praat nou nie vreemde taal nie. Almal doen dit. Wel, ek kan vir sê, ek leef ook in die dorp. Ek is ook in die dorp betrokke by verskillende aktiwiteite en ek sien dit gebeur. Ek bly nie laat genoeg wakker om die res te sien nie. Maar hier is baie dinge in die gang, ook in hierdie dorp, onder die jong mense. En die kultuur van die jong mense is skrikwekkend in krisis. My vraag is almal by die punt van, wat is die sin in die lewe? Nou het ek iets anders nodig om sin mee te maak. Dink aan, en hier is 'n paar manne wat uit die weermag kom. Manne wat van die grensoorlog afgekom het, en met trauma teruggekom het huis toe, het hulle self gedrink tot hulle aan die slaap raak, want hulle wil nie die seer hê nie, hulle wil nie die pyn hê nie, hulle wil nie die ervaring van dit wat hulle gesien gebeur het, herbeleef nie. En hulle het alkoholiste geword en alkoholiste gebly tot die dag van hulle dood, en sonder vroue gesterf, baie van hulle, omdat hulle nie met mense meer kon funksioneer nie, weens die pyn. Reg. Want die lewe het net nie meer sin gemaak nadat hulle teruggekom het van daardie plek af nie. Reg, dis nou ouer mense. En daar's 'n groot klomp mense in ons samelewing wat hierdeur gaan. Almal sien kans om sê net maar na skool te gaan studeer, deur die lekker van die lewe te gaan. Weet jy wat die persentasie, ek het nie die presiese syfer nie, maar van jong mense wat alkoholiste is aan die einde van hulle tweede jaar. Alkoholiste is aan die einde van hulle tweede jaar studies. Want hulle geniet hulle lewe so, dat hulle self soveel skade maak, dat hulle baie van hulle nie studies klaarmaak nie, en eintlik niks klaarmaak. En vandaar met ander probleme worstel. Ons het groot krisisse met gedrag, van wat maak sin? Hoe maak jy vir jouself sin as jy nou vry is, uit jou huis uit gaan, en jy gaan na 'n plek toe soos 'n universiteit? Baie jong mense gaan soek nou sin. En baie mense gaan verloor die lewe daar. Genadiglik het baie teruggekom en die lewe weer gevind. Maar wie het skade gekry in hierdie fase? Ons kan die Here dank vir elkeen wat terugkom deur hierdie fase. Dis nie 'n maklike plek nie. Maar hierdie 15de vers leef in vandag se kultuur, en kyk bietjie rondom u. Gaan doen bietjie 'n toets. Vra bietjie die vraag vir die ouderdomme wat nog in die dorp rond beweeg tussen 19 en 25. Waarmee is hulle besig? Hoe vul hulle dae? Klaar gewerk, waar gaan hulle volgende heen? Hoe lyk hulle naweke? Hoe lyk hulle Sondae? Hoe lyk hulle aanbiddingslewe? Wat is hulle uitgangspunt oor hulle vrye tyd? Vra 'n bietjie die vraag. En dis 'n vraag vir die jong mense vandag wat hier sit, maar die wat hierna luister, dalk wat daarna moet luister. Waarmee is jy besig? En hoe vul jy jou lewe? Is dit omdat jy sin soek, of omdat niks meer sin maak nie? Maak jy jou eie sin? Hoekom maak geloof nie sin nie? Daar's 'n vraag. Vers 16 en 17, toe ek my hart gerig het op wysheid te leer ken, te aanskou die dinge wat op die aarde gedoen word. Die vraag is hier, kan ons alles wat God doen uitvind?
Daar was 'n stadium in die geskiedenis wat mense alles probeer ontdek het. Ons is nog steeds in die inligtingsera. Wat doen die mense vandag? Probeer ons God verstaan? Of probeer ons net dinge net uitwerk en uitverstaan? Met die koms van AI, dis nou die Engelse woord vir kunsmatige, moet ek dit mooi sê, intelligensie. Die Afrikaanse woord is KI. En KI in die boere se taal is definitief iets anders. Maar in Engels praat ons van AI, dit dan weet ek die boere raak ook die mekaar. Reg, een laat die beeste meer word en die ander ene doen nie. Die rekenaarwêreld het vir ons hierdie kunsmatige intelligensie gegee. En hulle sê dit is wat? Dis rekenaars wat aanleer om te doen wat ons gewoonlik doen en dit net outomatiseer. Maar ons praat van machine learning, is die Engelse woord wat hulle ook gee, waar die rekenaar kan leer om gedrag te verbeter op grond van hoe jy dit doen. Hulle leer hoe jy dit doen en doen dit al hoe meer soos jy. Nader doen hulle dit soos jy. Jy gaan nie agterkom is nie jy wat dit doen, is iemand anders wat dit doen. Dis 'n masjien wat dit doen. Dis deel van ons tegnologie wat kom. En die gevaar van AI, gaan dit maar in Engels hou dit die gesprek helder. Die gevaar van AI is, wanneer ek vir AI vra, wat moet ek doen? Op 'n stadium het ons net vir Google gevra. Onthou dit? Ons het net 'n vraagie vir Google gevra. Nou kan ek dit vir ChatGPT vra, vir Gemini vra. Dis nou die groot name vir hierdie nuwe chatbots, as hulle self noem. Dis nou 'n nuwe wêreld. Hoor jy, hierdie kan sê, wat's dit? Dis 'n wêreld van jy vra vir die rekenaar wat jy wil weet. So ek gaan nie meer na ouer toe nie. Ek hoef nie vir 'n ouer iets te vra. Ek kan lankal vir Google vra, né? Want Google se soek engine kon dit lankal vir jou sê. En wat is die meeste vrae wat gevra word vir die internet? Lewensvrae. Gewone lewensvrae. Hoekom vra die kinders dit nie meer vir die ouers nie? Want ek het 'n selfoon, ek kan dit vir my selfoon vra. My selfoon kan dit vir my gee en ek kan alles kry wat ek soek. Ek kan alles uitvind wat ek wil weet. Ek hoef dit net te Google, was amper ons sêding vir hoeveel tye. Daar's al soveel soek engines. Google is nie die enigste een nie, maar ons ken die naam. Nou kom die kunsmatige intelligensie wêreld en hulle bring al hierdie inligting vir jou. Hulle laat jou take doen, hulle laat jou briewe skryf, hulle laat jou ontwerpe doen. Alles doen AI vir jou vandag. Maar hulle kan nie God uitvind nie. En hier lê 'n stukkie waarheid. Alles wat rekenaars vandag weet hulle omdat die mens dit weet. Alles wat 'n rekenaarprogram kan leer, is gegee van 'n basisprogrammering af. So al die inligting wat ek ingesit het, die skepper van die rekenaar het die meeste van die inligting. Al is dit 'n magdom mense wat die rekenaarwêreld skep. Ons is beperk tot die kennis van die mens. Hierdie twee verse, vers 16 en 7, vra die vraag: kan ons God volledig uitvind? En wie is nou God? En dis nou die vraag. Want wanneer die gevaar van kunsmatige intelligensie die wêreld tref, gaan mense nie meer goed doen nie, maar goeters, rekenaars gaan goed doen. Daar's hoeveel artikels wat vandag geskryf word wat sê, jou werk, jy moet seker maak, watter deel van jou werk gaan AI vervang. Jy moet vandag baie seker maak in watter lyn jy is in werk. Want dit wat jy doen, kan waarskynlik deur AI vervang word, en jy kan 'n masjien word. Jy kan nie meer 'n werk hê nie. So jy moet jouself so in 'n menswerk insit, dat net jy dit kan doen. Want AI gaan dit oorneem. En dis die groot gevaar van vandag. Wie is God? Hoor die gevaar wat nou deurkom. Wie neem beheer oor van die lewe? Die mens of die masjien? Die mens of die masjien? Hoor nou die dag weer van iemand wat sê hulle het een van hierdie, wat is dit, Siri, wat is daai wat jy met praat en dan praat hulle met jou terug? Iemand het so ding in die huis ingesit en die kinders in die oggend sê, môre Siri,
as dit nou Siri is. Die kinders praat met die rekenaar gou-gou vanoggend, eerste. Waar is hulle verhouding met die Here? Siri, sit vir my die ligte aan. Siri doen dit. Siri doen dat. Dus rekenaartegnologie is ook AI, 'n vorm van kunsmatige intelligensie. Die rol van masjinerie in ons wêreld is nie boute en moere en skroewe en daai goeders nie. Dis internet, sagteware en snaakse goed. Dis deel van ons lewe. Hoor wat sê hierdie verse oor waar staan God en waar is sin? Waar is sin in die lewe? Dat ons met 'n hemelse wese, 'n skepper God werk, wat meer weet as wat enige van ons kan weet. Meer weet as wat AI weet. Want hy kan God nie uitwerk nie. Ons kan God nie volledig uitwerk nie. Dit sluit aan by Prediker 3 vers 11. Ek kan dit ook net byskryf. Prediker 3 vers 11. Alles wat die mens doen is goed. Tog kon hulle dit wat God doen, van begin tot eind nie uitvind nie, so in Prediker 3 staan. Hier staan dit net so in 2 verse. Dieselfde vers, selfde saak. Maar ek wil graag die saak van AI op die tafel sit vanaand. Gaan kyk bietjie hoeveel goed ek kry nou boodskappe van, as nou Vodacom, sê hulle dis 'n AI generated message. Baie mense doen glad nie eens met daai werk nie. Die rekenaar sien inligting vir jou deur, soos hulle dink jy dit nodig het. Party mense steun nou op AI se funksionering. Goed. God se doel is nie dadelik vir die mens bekend nie. Dis wat vers 15 tot 17 sê. Ons weet nie nou nie, so wat moet ons doen? Ons moet vertrou dat God weet hoekom dinge gebeur. Hoofstuk 9 vanaf vers 1 praat nou oor die volgende saak van hoekom is die lewe vir sommige mense sinloos? Want dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond. Dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is. Liefde sowel as haat. Die mens weet niks van wat hom voorlê nie. Alles is gelyk vir almal. Een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose. Vir die goeie en die reine en die onreine. Vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie. Die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir eet. Dis 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref, en ook die hart van die mensekinders vol boosheid is, en dat dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe, en daarna gaan dit na die dooies toe. Want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop, want 'n lewende hond is beter as 'n dooie leeu. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn. En hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, drink jou wyn met vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. Laat jou klere altyd wit wees en laat die olie op jou hoof nie ontbreek nie. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat hy jou gegee het onder die son, al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen dit met mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waarheen jy gaan nie. Goed, 'n paar sake. Die eerste vers sê daar, mens weet nie wat jou voorlê nie. Is dit waar? Wat weet jy lê wel voor? Die dood. So die sekerheid van die dood is baie seker. Maar wat in die toekoms lê, weet ons nie. Hoeveel tyd het ons oor? Dit weet ons nie. Waar trek ons? Ons kan nou al 'n som doen. Hoe lank leef mense omtrent gemiddeld? Wat dink jy is die syfer?
Hoe lank leef mense gemiddeld? Aanvanklik het ek sê 70, maar met die tegnologie en medisyne gaan dit nou na 80 toe. Goed. Wie ken iemand wat dood is voor 80? Al my familie, behalwe u. Reg. So in sommige families kry ons dit nie eers reg nie. So die idee is dat dit wel sou so gaan dat ons 80 sou haal. Watter vooronderstelling is dat ons langer sal leef? Hier is een gegee vir ons en dit is wat baie sê en dit is die mediese sorg. Is dit waar dat die sorg in die middeleeue baie swakker was as die sorg vandag? Verseker. Ons weet van mense wat regtig hulle is dood van 'n saak wat ons vandag maklik oorleef, maar hulle is daar dood want hulle het net nie geweet hoe om dit te behandel nie of hulle het net nie die toerusting gehad daarvoor nie. En dit is wel so. Maar wat het ons vandag meer is as iemand dalk in die 1900s of 1800. Ek praat van die 1900s is lank gelede, maar u is gebore in die 1900s. So die 1800s. Iemand wat in die 1800s geleef het voor die koms van die motor of voor die koms van iets wat vinniger kon beweeg. Hoekom sou hulle langer kon leef? Hulle het eenvoudig net meer gestap. Hulle het op 'n ander maniere gereis. Waar ons in die 1900s begin het met 'n motor en ons het motorongelukke gehad. Mense kon al onnatuurlik sterf in 'n motorongeluk. Dis iets wat gekom het. Waarvan sterf mense vandag? Selfs van medikasie. Ken jy iemand wat van medikasie gesterf het wat hulle op die regte manier gebruik het? Ja, dit gebeur. So selfs mediese sorg kan ook maak dat jy sterf. So is die lewe seker? Nee. Elke dag is nog steeds afgemeet en in die hand van die Here. Wie word ouer as 120 jaar? Niemand. Niemand. Dis 'n uitsondering as iemand verby 120 kom. Vers 2. Alles is gelyk vir almal. Is dit waar? Dit is waar, ja. Alles is gelyk vir almal. As 'n ryk man siek word, kan hy sterf. As 'n arme man siek word, kan hy sterf. Geld kan jy nie keer nie. Die rykste manne het al gesterf op 'n operasiebed. Al het hulle probeer wat hulle probeer het, maar hulle kon hom nie red nie. Jou geld kon jy nie red nie. Hier word verskillende sake gestel in vers 2. Watter dele, watter gedrag en watter groep jy behoort het, selfs hulle wat geoffer het en hulle wat nie geoffer het nie, selfs geloofsgedrag. Maak nie saak wat gebeur nie, dood is vir almal daar. Almal kry die saak van die dood. En dan 'n interessante gedeelte wat gegaan het oor die frase wat sê dit is beter vir 'n lewende hond as vir 'n dooie leeu. Beter vir 'n lewende hond as vir 'n dooie leeu. Waar die leeu nou die sterkste in die natuur is en die hond eintlik net maar flouerig is, maar as die leeu dood is, die leeu dood. Dan is die hond wat oorleef het steeds in 'n beter posisie. Lewe is sinvol. Hoekom is lewe sinvol? Hoekom is dit nie sinvol om eerder dood te wees nie? Want kyk mooi na die samelewing waar evolusie regeer of waar dit heers, maak dit mos nie saak wie ons doodmaak nie. As ons seniors nou te oud word en hulle is besig om die mediese fondse verskriklik uit te put en die res van ons moet die premies betaal en die ou mense moet maar versorg word en ons gaan nie hierdie premies kan bly dra nie want die ou mense word te siek. Wat gebeur nou? Nou sê hulle maklik. Moet ons hulle nie help om vroeër te sterf nie? Het jy dit al gehoor? Ja. Want evolusie sê, Engelse term, survival of the fittest. As jy nie meer sterk genoeg is nie, dan sê ons maar jy is soos 'n dier, dan moet ek jou maar uithaal soos 'n dier. En dis nie Bybels nie. In God se oë is alle mense, mense. En ons mag nie net doodmaak of iets soos genade dood, mag ons nie doen nie, as gevolg van wat? God wat sê hy verbied dit dat ons mense doodmaak. So as jy iemand help om te sterf, net om die premies bietjie laer te kry by mediese fonds, wat doen ek? Ek manipuleer. Ek doen dit. Ek speel God. En ek is met 'n gevaarlike speletjie besig.
Want wie hou lewe in sy hand? As jy kyk na emosionele siektes, waar eindig meeste emosionele toestande? Eindig ons by vreugde of eindig ons by moedeloosheid? Moedeloosheid. En wanneer iemand moedeloos is en daar's geen sin meer nie, dan sê hulle wat? Dit maak nie meer saak dat ek lewe nie. Kom jy dit agter? En hoe maklik is dit vir mense vandag om te sê, dit maak nie meer saak dat ek lewe nie. Dis ongelooflik algemeen. En nie net onder ouer mense nie, maar veral onder jonger mense. Dis die skrikwekkende deel. Is dat jy wat in die vleur van jou jeug behoort te wees, raak so getraumatiseer deur wat die lewe doen, dat jy sê maar dood is 'n opsie. In plaas van lewe ten spyte van my krisis is 'n opsie. Hoor mooi die gevaar. Ons kyk na die krisis, ons sien die krisis raak, maar ons sien nie die uitkoms nie. Ons sê die dood is 'n beter opsie. Wat sê die skrif? Is dit beter om te lewe of beter om te sterwe? Is die dood beter as die lewe? Wat teen die weeg die swaarste? As ek nou daai vrou is wat die ewewig moet behou in die regstelsel, waar lê die dood? Gelyk aan die lewe? Nee. Die lewe is baie meer werd. En iemand is baie meer werd lewendig as dood. En daarom wil ons nie hê dat iemand hulle self met leed aandoen en probeer sterf nie. En daarom as die lewe vol stres en druk is, dan is wat die moeite werd? Om te kyk verby hierdie toestand van moedeloosheid en hooploosheid, na wat wel sin maak, maar in die Here. Dat jou lewe nie 'n sinlose gemaal is in niks nie. Want baie mense soek na die sin van die lewe. Maar hoekom kry hulle nie sin nie? Hoekom kry ons nie sin nie? Hoekom kry ons nie die sin van, ek gaan nou leef, my lewe gaan waarskynlik tot en met die 70's hou. Nou is ek in my 20's. Nou is ek moedeloos. Want ek kry nie werk nie. Onthou, dis algemene ding vandag. Ons kry nie werk nie. En wat is my sin? Wat is my waarde? Wat is 'n waarde het ek as ek nie eens 'n werk kan kry nie? En watter rede ook al gegee word hoekom ek nie daai werk mag kry nie? Ons sukkel daarmee. En wat sê ons vir ons jong mense vandag? Het ons 'n antwoord op dit? Ons het nie. Want ek kan nie van my werk gee nie. Ek kan 'n besigheid hê, dan kan ek vir jou dalk 'n werkie probeer gee, maar ek kan jou nie laat groei soos jy veronderstel is om te groei nie. Ons lewe in 'n baie slegte klimaat vir emosionele gesondheid. Weet dit maar net. Die mure waarin ons vasloop vandag vir ons jong mense is baie erg. Wat van ons ouer mense? Sit 'n paar van hulle daarmee. Wat se uitdagings het ons vandag? Die pensioen groei mos, ek seker daarvan. Dit is spoed van die heilige wit kameel. Nee, ons pensioene groei nie. Elke dag as die rand styg, omdat hy nie waarde het nie, dan is die dollar wisselkoers vir ons 'n krisis. Want alles gaan duurder wees. As ek hierdie maand in die winkel inloop en ek kyk hoe lyk die pryse en ek loop volgende maand in en ek sien alles is soveel duurder. Hoeveel pensioen het ek oor? Hoeveel geldjie het ek oor om mee verder te gaan? Wat is die sin hiervan? Wat wil die Here met ons doen? Wat gaan ons doen? Ons weet nie. Hoe arm gaan ons word? Baie. Wat gaan daar van ons oorbly? Ons weet nie. Wat gaan geld ons uit die hemel in? Dit weet ons. Nee. Dit weet ons daarom. Nee. Maar gaan ons omstandighede so radikaal kan verander, dat ons nie onsself gaan herken van vandag na daardie dag toe nie. Dit kan gebeur. Is ons reg daarvoor? Emosioneel? Ek dink nie so nie. Meeste van ons is nie reg vir 'n ver agteruit tree nie. Meeste van ons wil net rustig wees en klaarmaak en doodgaan. Party van ons gaan rustig wees, sukkel, nog bietjie sukkel, nog bietjie sukkel en sterf. Dit lyk of ons op die afdraande kurwe is. Weet u dit? Verwag u dit?
Nee, ons leef nog in geloof en hoop, miskien vir ander dinge. Teen die huidige spoed verander dit nie so mooi in die regte rigting nie. Dis 'n werklikheid. Maar wat maak jy as kind van die Here met hierdie krisis? Gee ek moed op? Nee. Dit is beter om te lewe ten spyte van die druk as wat ek dood is en nie weet hoekom ek moes sterf nie. Want wat hou my in hierdie rigting? Jy ken daardie bekende gediggie wat op baie kaartjies al verskyn. Ek weet nie of hulle nog op kaartjies verskyn nie, maar hulle is nog steeds beskikbaar. Van die persoon wat sê, maar toe hy terugkyk, toe sien hy, maar daar's net een ry spore. Want hy's gedra deur die Here. En dis hierdie gedra wees wat maak dat 'n mens verstaan, ek kan deur die moeilik gaan al is ek jonk. Ek kan deur die moeilik gaan al is ek oud. En dit voel verskriklik as ek deur die slegste van die sleg gaan. En daar's niemand wat kan sê ons het nog nie sleg beleef nie. Maar het ons al die slegste van die sleg beleef? Dit kan ons nie sê nie. Ons is nog nie daar nie, ons kan nog nie alles uitvind nie. En ons kan nie die toekoms nie sien nie. Maar wat is die sin van die dood? Die sin van die dood is dit wat ons as 'n eskatologie het. En eskatologie beteken net ons verstaan van die einde. Ons verstaan van die einde is dit. Tot waar moet ek regop bly? Met ander woorde, tot waar moet ek vashou in my geloof? Tot wanneer? Is daar 'n plek? Tot ek daar's die moment. As ek beheer het oor die laaste asem en ek het nie. Dit al weet dan is gesê dan word hulle wakker en sê hulle, ag nee, is ek nog hier? Dan 91. Is ek nog hier? Ag nee. Moedeloos was sy daardie dag. Want dit was vir haar die grootste wonderwerk dat dit miskien vandag is dat sy gaan. En sy het nog vasgehou in haar laaste gesprekke wat sy nog kon voer, kon sy nog praat oor haar verhouding met die Here. En niks maak eintlik nou meer saak nie, ons wil net gaan. Maak nie saak of ek iets oor het op my naam nie, maak nie saak of ek nog 'n huis het, of ek nog ornamente het, of ek nog na iets kan kyk, of niks van die goed het meer saak gemaak nie. Miskien moet ons kyk na die sterwensmomente om die waarde van die lewe momente te besef. Ek dink ons het nooit die regte balans nie. Leef vandag voluit. Nie soos in die eerste paar verse van die 8ste hoofstuk van vers 14 nie. Nie daai 14 tot 17 verse se ag kom ons wees vrolik en ons leef maar net ons lewe en nie maak nie saak wat met ons gebeur nie. Ons weet wat met ons gaan gebeur. Ons 'n eindpunt. Hoe kom ons daar? Dis die strekking van hierdie preek. Daar's sin in die lewe, daar's ook sin in die dood. Daar's 'n sin in die einde. Daar's 'n sin in die mooi einde. Partykeer is daar sin selfs in 'n skielike einde. En die dood is vir ons sleg. Wie ken ouers wat sê maar hulle kan nie met hulle kinders oor die dood praat nie? Wie ken ouers wat sê die kinders is te jonk, ons kan nie oor die dood praat nie? Dis 'n snaakse gedagte dat ons die dood van kinders sal weghou, terwyl die kinders weet, almal weet, iemand sterf. Ons verlore hond gaan dood. 'n Visie gaan dood. Alles gaan dood. Niks lewe nie. Niks bly lewe vir altyd nie. En ons sien dit in die natuur baie meer. En as iemand sterf, dan is ons so versigtig om vir die kinders te praat oor die dood. Hoekom? Dis iets wat ons moet weet. Goed. Hierdie 9 vers of 10 verse gaan juist daaroor. Die dood se einde het sin. Daarom vers 10, 'n baie belangrike vers en dit gee die lig in daardie gedeelte. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. Doen dit terwyl jy asemhaal. Moenie sê ag, miskien sal ek dit môre doen nie. Want môre is dalk nie vir jou beskore nie. Doen dit vandag. Hou op uitstel. Hou op uitstel. Laaste gedeelte, vers 11 tot 16.
Weer het ek onder die son gesien, dat die wedloop nie is vir die vinniges, en die oorlog nie vir die helde nie, en ook die brood is nie vir die wyse, of ook rykdom vir die slimmes, of ook guns vir die verstandiges nie, want tyd en lotgeval tref hulle almal. Ja, die mens ken ook sy eie tyd nie, soos die visse wat gevang word in die gevaarlike net, en soos die voëls wat gevang word in die vangnet. Soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil, as dit hulle skielik oorval. Ook het ek dit as wysheid gesien onder die son, en dit was groot in my oog. Daar was 'n klein staatjie, en min manne daarin, en 'n groot koning het daarteen gekom, en dit omsingel, en 'n groot beleringswerke daarteen gebou. En daarin is 'n arm wyse man gevind. Die het die stad deur sy wysheid gered, maar geen mens het aan daardie arm man gedink nie. Toe het ek gesê, wysheid is beter as heldekrag, maar die wysheid van die arme word verag, en na sy woorde word nie geluister nie. Woorde van wyse manne, wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwaase. Wysheid is beter as oorlogswapens, maar een sondaar bederf baie goeie dinge. Net tot by vers 16 vereers. Net tot by vers 16. Wysheid is beter as heldekrag. Dis nogal mooi geskryf daar in vers 11. Die wedloop is nie vir die vinniges nie. Jy ken die verhaal van hasie en skilpad. Die storie van hasie en skilpad is 'n baie oulike storie, want dit is die storie van die lewe. Ek dink is nog steeds die storie van die lewe. Hulle wat dink hulle is vinnig, is doen nog nie so vinnig nie. Want jy wat haastig was, het vergeet wat jy als moes doen. En jy het aan die slaap geraak op stadium toe jy iets moes doen, en toe jy dit nie gedoen, en toe kom die skilpad nog steeds by jou verby, want hy het geweet hoe om aan te hou. En dis beteken die gewilliges en die sterkes, wat maar net jou werk vir jou klaarmaak. Die oorlog was nie vir die helde nie. Nee, was iemand anders vir die oorlog wen. Die brood is nie vir die wyse en die rykdom nie vir die slimmes nie, want die tyd en lotgevalle tref hulle almal. Die verhaal wat Salomo hier aanhaal, 'n man wat 'n stad gered het met sy wysheid, en niemand het hom eintlik vereer nie. Wie het dit al oorgekom? Dat jy iets gedoen het wat regtig, jy moes erkenning gekry daarvoor, maar jy het nie. Hulle het nie aan jou gedink nie, of hulle wou nie aan jou dink nie, of hulle wil nie onthou dat jy dit gedoen het nie. Wat maak dit saak? Vir wie maak dit saak? Maar wysheid maak saak. Wat die Salomo, as die prediker skrywe, is dat, hoekom is die lewe onseker? Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Maar wat staan vas? Wysheid is beter as heldekrag, vers 16. Wysheid is beter as heldekrag, maar die wysheid van die arme word verag, na sy woorde word nie geluister nie. Wie luister na wyses? Kom ons toets dit. Ek het begin met die verhaal, of die gesprek oor, om vir jong mense sê, jy moet ophou rook. Of selfs vir ouer mense sê, jy moet ophou rook. Die oomie se are is al so verhard, en hulle kan nie meer met hom werk nie, en hy sukkel met bloeddruk, en hy sukkel met allerlei probleme, en dan sê hulle, maar oom, wanneer stop hom met die rokery? Ag man, jong man, ek moet doodgaan van iets. Waar is die wysheid? Wie is die wyse tussen daardie twee? Die jong man of die ou man? Want die wysheid het mos die grysheid by, is dit nie? Ons het in Afrikaans so 'n uitdrukking, dat die wysheid altyd grys sal wees. Want grys hare sê vir jou, dit het jou rukkie gevat om daardie haarkleur te kry. Die haarkleur kom van self. Dis van die Here af geskenk, as 'n teken, en nie noodwendige waarborg nie, maar 'n teken, dat jou ouderdom by jou gebly het. En nou is jou hare van kleur wat sê, dis die wyses onder die manne. En onder die dames die kleur het net bietjie makliker. Dis die verskil. Want as jy oud word, en jy leer terwyl jy lewe, wat doen jy daarmee?
Ek luister na ander wat my leer. Ek maak my foute, aanvaar my bestraffing, my vermaanings. En wat doen ek met dit? Dis ook vir die jong mense iets om te onthou. Wat doen ek met my foute? Ag, ek gemaak het ons maar weer in 'n ander konteks. Ek stamp op weer my kop, want ek sal mos nie my kop weer daar stamp. Hierdie was anders. Dan kom ek by die ander plek, want ek het presies dieselfde ding gedoen, en presies dieselfde resultaat gekry. Ek het weer my kop gestamp. Ek gaan vir 'n derde keer probeer, sê die jong man. En ek doen dieselfde ding oor en oor. Hoekom word dit as dwaas beskou? Want jou fout het nie by jou dit het nie by jou, daar het nie liggie by jou aangekom, dat wat jy doen is eintlik verkeerd nie. Ek het in die laaste week 'n boodskap gelees op 'n platform, waar iemand sê, hy verstaan nie, en hy het nie meer wysheid om 'n sekere saak te kan begryp nie. En hy sal 'n man oud genoeg om dit te moet hê. Dis hartseer om te hoor dat 'n 60+ persoon sê hy het nie meer wysheid nie. Hy kan dit nie meer verstaan nie. Hy het nie begrip van hoe moet hy nou optree nie. Is dit nie 'n gevaarlike plek om te wees nie? U wat nou ouer as 50 is, ek is ook amper daar. U wat dit nou het, ouderdom het, beleef u dat u, en dan kan ek maar so rondom gaan en sê, beleef u dat u wyser is vandag teenoor 30 jaar terug? Ja, maar wat 30 jaar terug reg was, is nou verkeerd. Aha. Ja, dit is verkeerd as is nou reg. En daarmee het ek 'n probleem, want waar is my wysheid nou? Kom ons praat daaroor. Dis 'n baie goeie opmerking, né? As my wysheid vir my gesê het, ek het so groot geword, want hoe kry ek my wysheid? Ek kry dit mos by my die gesag wat oor jou aangestel was, het jou geleer. So maak jy, en dis hoe dit werk. Kom ons sê die skool het my iets geleer, dan het my opleiding my iets geleer, dan het my weermag myself iets geleer, en ek het dissipline geleer, en ek het geweet, dis hoe mens is. Nou leef ek in hierdie tyd van vandag, wat daar is nie meer dissipline nie. Reg en verkeerd is soos iets wat jy in 'n storieboek lees. Reg is reg in my oë, reg is reg in jou oë. Ons is almal reg, jy's ook reg. Maar jy's verkeerd. Hulle sê dit vir jou so. Jy's ook reg, maar ek stem nie met jou saam nie. Dis presies hoe hulle die sinnetjie vir jou formuleer. Maar wat het verander? Want dis die ding wat gebeur het. Die wêreld het geskuif. Watter wêreld? Die wêreld van reg en verkeerd het geskuif. En ons het hier al daaroor gepraat. En ek wil dit net weer terugbring. Wanneer die Christelike lewens- en wêreldbeskouing so lyk, daar is een God wat reg spreek oor almal. Sy wet is absoluut en sy woord is die waarheid. En as hy sê ding is verkeerd, sê God is verkeerd, dit is verkeerd, en jy kan my stryd daaroor, God sê is verkeerd, hy het die oppergesag. Vandag het daardie lyn verdwyn. Bo die lyn is nie meer God nie. Dis hoe die lewenswêreldbeskouing vandag lyk. Bo die lyn is nie meer God nie. Dis ander mense wat 'n idee het oor wat ons hier doen. En die lewensfilosofie werk so, dis 'n godlose wêreld waar die koning en die godheid eintlik hier op die aarde woon. Ons praat van mensgesentreerde denke. En as dit vir my reg voel en ek in my karakter daarmee kan saamleef, eties gesproke, kan ek dit doen. Raak dit so 'n bietjie aan met waar die probleem begin kom. Goed. En as ek met 'n jong mens vandag werk, hy hoef nie baie jonger as ek te wees nie, maar hy kan jonger as ek wees en hy het net nie 'n godsbesef nie. Gaan hulle met my verskil oor reg en verkeerd. Wanneer wokeness, dit is nou 'n saak wat nou nog by ons baie vars en lekker helder is, in Amerika begin uitwaai, maar waar alles wat reg was skielik verkeerd is, en alles wat verkeerd is skielik 100% akkuraat reg, dan is God nie meer in beheer nie.
En 'n totale ander wêreld is in die gang. Totale ander wêreld is besig om te regeer. Nou vra ek die vraag oor wat? Kom ons kies 'n etiese tema. Ons het gepraat oor genadedood. Wat doen hulle oor genadedood vandag? Wie wil hulle almal doodmaak vandag? Wie wil die mensdom almal doodmaak vandag? Wie wil hulle laat leef? Wie mag leef vandag? In vandag se regte wêreld. Dink gou mooi daaroor. Jong mense, boelie gedrag, skooliere. Wie mag leef in 'n boelie stelsel? Net die boelie mag leef en die wat hom afronteer mag nie leef nie. Almal wat aan sy pad staan moet verdwyn. En dit is geoorloof in hulle oë om dood te maak. Want God sê iets, maar hy is God. Daar's nie 'n godheid nie. So 'n boelie gedrag is die volgende waar. As jy saam met my is jy veilig. As jy teen my is jy in die moeilikheid. Dis boelie gedrag. En dit leef vandag in ons skole, laerskole, hoërskole, oral. En wanneer hulle bendes maak, dan soek hulle die ene wat lyk of hy wil skeef kyk en hulle sal boelie tot daai persoon sê dit maak nie meer sin om te lewe nie en dan wil ek ook dood gaan en dan maak hulle self dood. Dit gebeur. Hoe werk dit in die volwasse lewe? Want dit gebeur ook. Hoe maak jy volwasse boelies? Hoe maak hulle? Hulle kom met meer geld natuurlik na die partytjie toe en hulle laat jou verstaan jy is eintlik 'n niks. Jy kan nie byhou by wat ek doen nie, so dan druk hulle jou uit. Nou as jy in sy belangegroep nie 'n sigbare wese eers nie. Jy kan net sowel nie bestaan nie. Ek praat nou van manne, maar dit kan nou vroue ook wees. So wanneer jy nie meer bestaan in my oë nie, kan ek met jou maak wat ek wil, ek kan vir jou sê wat ek wil, ek kan jou hanteer soos ek wil, maar ek gaan jou net met woorde seermaak. Want ek het so 'n idee van ek mag jou nie doodmaak, fisies nie. Mag jou nie verwyder nie, maar ek kan jou uitdruk. En ek kan manipuleer tot jy weg is. Hoe maak die armes? Hulle sê mekaar net sleg. Of hulle slaan mekaar dood. Die rykes doen dit baie gesofistikeerd. Die armes doen dit blaatant. Kaapse vlakte, daar lyk dit so. Hulle skiet jou dood, hulle maak jou al jou uit die pad uit. En die bendes het nie 'n saak met lewe nie. Wie is God? Waar het die godsbeginsel heen geskuif? Moet ek verantwoording doen aan hom of moet ek verantwoording doen aan myself? Man, ek sê vir jou, dis my lewe. Los my uit. Dis nie 'n standpunt van ek is onder die gesag van iemand bo my nie. En dan aanvaar wanneer die godheid verdwyn en dit is toets dit maar 'n bietjie in die hoekom ons so kopstandpunt vandag se samelewing. As almal die godheid verwyder en daar is nie meer 'n godheid en ek kan besluit soos ek wil. Ergens gaan hulle my arresteer oor 'n wet, 'n sogenaamde landswet wat ek wel oortree. Dan is mense skrikkerig. Maar hoekom het die landswette nie eers met tande nie? Hoekom ry ons die spoedgrens wat ons wil ry? Hoekom gaan ek waar ek wil, soos ek wil, man, wie gaan my sê, ek kan nie by hierdie hek ingaan nie, of ek kan nie daar ingaan nie. Hoekom het ons hierdie uitdagende houding? Want ons het eintlik nie meer 'n sin vir gesag nie. Ons het nie meer 'n 5de gebod beginsel, dat daar 'n vader en 'n moeder oor ons aangestel is van die begin af nie. Dat daar afgeleide gesag is wat bo my sal wees, want God wil dit so hê nie. Ek kom weer terug na die 5de gebod toe. Wanneer dit gebeur, gaan ek vassit met mense oor reg en verkeerd. Want waar kom regsbeginsels vandaan? Die eerste beginsel is gesag. Dan die 6de gebod sê jy mag nie doodmaak nie. Die 7de gebod sê jy mag nie rondslaap en verhoudings vernietig nie. 8de gebod sê jy mag nie steel en eiendom beskadig nie. 9de gebod sê jy mag nie leuenagtig leef nie. En as jy nie tevrede is met wat jy het nie, dan gaan vat jy anders. Jy stap deur die hele tweede tafel van die wet, want jy het nie 'n sin vir hoekom God dit vereis dat ons dit nodig het nie. Maar 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing kyk so hierna. 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing kyk so daarna. Maar as jy bo die lyn die God
wat ons eintlik moet ken, weggooi. Toets bietjie met wie stem ons saam. Watter akkoord het ons met mekaar? Ek daag jy uit vir die volgende week. Elke gesprek wat jy het met iemand, waar jy dalk moontlik verskil het, is nou 'n goeie en as jy dalk verskil het met iemand. Vra 'n bietjie die toetsvraag, al vra jy dit nie direk vir die persoon nie, is maar, wat reël hulle lewe? Wat is hulle uitgangspunt? En hoekom lyk dit of die lewe so de mekaar is, en niemand kan met mekaar saamstem nie? Want wat is ons akkoord? As ek as teoloog met ander teoloog moet praat, is my beginsel, glo jy die Bybel is die waarheid. Dan begin ons praat oor die Bybel. Dan kan ons kerklik saamwerk. Maak nie saak in watter gemeente hulle is. Ek kan met enige gelowige praat. Solank die Bybel, die woord van die Here is en waar is, kan ons met mekaar praat oor die beginsels van die Bybel. Maar as iemand sê, ag, wat is die Bybel nou? Dan sê ek, okay, dan kan ons eintlik nie verder praat nie, want as dit nie die beginsels is wat ons reël nie, wat is dan? En dis hoe ek as teoloog werk binne die teologiese wêreld. En wanneer ek as 'n gewone mens op die straat is, waar moet ek my vriendskappe smee? Waar moet ek in akkoord met mense saamleef? Waarmee sal ek saamstem? En watter organisasies leef watter beginsels? Waar is die Bybel nog? Waar is die Here nog? En waar die Here nie meer is nie, toets maar of daar eensgesindheid kan wees. Want waarop werk ons? Plekke met 'n grondwet, het wat in die grondwet ingeskryf? Wat het hulle in hulle beginsel van funksionering geskryf? Waar kry hulle wat? En wat reg was, dink 30 jaar terug, hoekom was dit reg? Gaan sit bietjie die godheid in, haal die godheid uit, en kyk wie's nou die God. En kyk bietjie waar het die etiese beginsel geskuif. En as dit meer sin maak, dan het ons 'n groter probleem. Is waar moet ons begin by die evangelisasie? Want as ons dan met hierdie mense moet bly werk, hoe evangeliseer ons hulle terug na 'n godheid toe? Want dis eintlik ons taak. En dis wat hierdie gedeelte wys in terme van sin. Is dit 'n bevredigende verklaring? As materiaal wat jy moet lees, maar dis nou ongelukkig Engels, wat ek graag vir wil gee, want ons moet sin maak met ons die verskuifde wêreld. Ons moet sin maak hiermee, want iets het verander. Die wat ouer as 60 is, het 'n probleem. Ek het 'n probleem. Ek het 'n probleem. Want dit is baie moeilik om vandag sin te maak met dis die beginsels. Want wie neem, kom ek sê ek's in 'n organisasie, 'n klub of 'n ding, en ek is die ouer lede van die klub. Die jonger lede kom in met watter lewens- en wêreldsbeskouing. Dis die mense saam wie ek werk. Skietklub of watter klub ek is, waar ek betrokke is. Ek kry dalk saam met hulle net in 'n bakkie klub of wat ook al. Ons moet deesdae baie verenigings en goed, wat ouens net in groepe is. Maar nou is die opinie so van verskillende aard en iemand moet bestuur of koördineer. Hoe reël hulle goed? Wat sit hulle in die programme? Waar gaan ons heen en wat gaan ons doen? Aktiwiteite word geskoei op wat is reg in iemand se oë en wat is verkeerd in iemand se oë. Ek los hier met een vers. Die laaste vers van Rigters. Hoofstuk 21. Dis 'n vraag of ons samelewing nie ook vandag weer terug in die Rigterstydperk is. Want in die Rigtersiklus was so. Israel het die Here lief gehad. Hulle het geweet wie die Here is. Hulle het geweet wat om te doen en hulle het geweet wat is reg en verkeerd. En hulle het na mate hulle verhouding met die Here verswak het,
al hoe meer wegbeweeg van die Here af. En dan het hulle afvallig geword en dan die Here 'n volk gestuur om hulle te kom straf. En toe hulle gestraf het, het hulle berou gekry en gesmeek dat die Here hulle moet verlos, dan stuur hy 'n rigter. Dan word hulle verlos en as hulle weer bly en as hulle weer naby die Here. En dan het die siklus maar net weer aangegaan. Aan die einde van Rigters 21 lees ons die vers. In die dae was daar geen koning in Israel nie. Dis vers 25. Rigters 21 vers 25. In die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Dis nie 'n nuwe ding. Dis glad nie nuut nie. Want dink nou gou 'n bietjie terug, as ek die Bybel sou oopmaak en die oudste geskiedenis is in die begin en die nuutste is in die einde, dan is dit redelik in die begin. So, dan is dit ou geskiedenis. En vandag sê die mense, ons is radikaal en ons is wonderlik in ons nuwe denke. Julle is nie met nuwe goed besig nie. Ons is met die oudste van dinge besig om te dink dis reg in ons eie oë. As prediker ons net een ding leer, is dit dat in die Here is daar wysheid en sonder die Here is daar dwaasheid. En wanneer die wêreld net kyk wat is reg in hulle eie oë, het hulle die lyn hierbo uitgevee. En daar is nie 'n godheid nie. En daar's geen aanspreeklikheid nie. En dan is daar geen verantwoordelikheid nie. En dit kom. Enige ander opmerking of vraag? Dit kry ene wat jy mee werk en hy leer nou aan hoe om met jou te werk spesifiek. En dan bly hy vir jou vertel, maar net 'n bietjie aan jouself dink ook. Jy kan nie net so wil gee en wil help doen. Jy moet aan jouself dink. Die oudste neem van sak. Jep. So wees versigtig vir, ek is net bekommerd oor die persoonlike aard van hierdie AI kommunikasie. Dit is baie persoonlik. Dit raak naderhand soos 'n gespreksgenoot. Dit raak soos jou beste vriend. Dit raak soos jy. Ek weet nie, dit raak net, dit is op 'n snaakse plek nou en dis nog nie op sy ergste nie. Natuurlik baie erger is op pad. Ek noem dit nou maar net nou al, want mense dink ons is op die kroon nou van kennis. Weet net ons is nog nie naby nie. Dis net 'n perspektief wat die prediker ons gee. Dankie vir die opmerking. Nog een? Ekskuus, ek het nie alles gehoor want Charlotte het gesê maar vir my nou dit saam dink en saamvat. Niks niets onder die son nie. Alles is nou meer gesofistikeerd. Nogal, né? Ja. Niks niets onder die son nie. Aanpas daarbij, aanpas bedoel ek, die mense wat nog kan, die kerke en die ouers, wat die leiding kan gee, moet daarmee van die riglyne gee, die basis gee. Dis wat ek sien as die oplossing. En dit is 'n goeie opmerking daardie, want die ouers moet nou leiding gee oor hierdie dinge. My vraag is, wat weet die ouers nou regtig? Hoeveel leer ons? Hoe vinnig leer ons? Hoe vinnig beweeg hierdie goed? Onthou jy toe die selfoon uitgekom het? Hoe vinnig het dit gegaan van die selfoon is hierdie groot swaar blok tot hierdie klein dingetjie? En van geheue, ons het nou 'n bietjie gegiggel oor geheue, en hoe vinnig die geheue storie verander het. Onthou jy daar die geheue skuwe wat sulke sagte goedjies was, ons het hulle floppies genoem. Die Amerikaners noem vandag daai harde goedjies, 'n bietjie na dit gekom het, noem hulle floppies. En hulle bestaan ook nie meer nie. En na hulle het 'n skuif gekom wat ons laserskuif genoem het en was 'n CD en toe word hy 'n DVD. En toe word hy 'n Blu-ray wat nog beter was en nou weet ons niks van daai goed meer nie. Nou is dit skuwe, harde skuwe of virtual drives en allerlei, daar's net baie name. Hierdie goed het baie name gekry. Hoe vinnig het dit gegaan van die een ding tot die ding wat ons vandag mee werk? Ek vra jy net daai vraag. Want
van inligting na verdubbeling van inligting, na verdubbeling van daardie inligting, na die verdubbeling van daardie inligting, het dit net geeskaleer en ons kan nie meer byhou nie. So wat doen ons nou, is die opmerking daar is 'n baie goeie opmerking. Ouers moet nou vir ons kinders sê wat? Maar ma, verstaan nie die helfte nie. Jy verstaan nie die helfte nie. Hoor jy die risiko? Dis die risiko waarmee ons leef vandag. Dis die risiko waarin ons leef vandag. Nou wat nog van die ouer mens wat stadig is met 'n telefoon wat uitkom en dan sê, maar waar's my knoppies heen? En nou net van daar af na wat ek kyk en wat ek inneem. Nou neem ek in sonder om te dink en ek is reeds besig om met die dwaalleer en die boosheid besig te wees en ek verstaan partykeer is hoe dit daar gekom nie. Dis nogal erg. Maar ek wil net sê, Dominee, ek moes eintlik verder uitgebrei. Ek glo dat God, ons glo dit dat hy alles bestuur. Ja. Maar ook die mens wat hy gemaak het, en almal gebruik hulle brein, en hulle gaan net vooruit, en dan moet ons net glo, daar is mense, soos julle wat in ons kerkboek skryf, met verskillende aspekte, Ja. wat 'n oog hou op dinge en dit ontleed, soos filosofe, wat kyk na die dinge en vir ons perspektief gee. Dis wat my help. In die oggende ook, sê op die radio luister, van hoe interessant mense kyk na die wêreldgebeure, maar ook vir jou interessante lewenswaarhede daarby gee. Ja. Dis wat ek dink, wat ons kan help op die verskriklike vinnige baan, Ja. dat jy net 'n bietjie geruk word tot stilstand en kan 'n begrip kry. Ek dink. Dis die waarde, dis presies wat ons doen, is ons Efesiërs 4 vers 13 doen, of vers 11 doen. Vers 11 is dat ons leermeesters het, wat ons toerus in ons dienswerk. So dis ons taak. Ons moet toegerus word in ons dienswerk, maar ons moet ook verstaan waar is ons leemtes en waar is ons krisisse. En dis presies wat ons probeer doen, en daarom sal jy hoor, ek gooi 'n paar goeters by, wat jy nog nie gehoor het. Dan hoor, dit is juist dit. Ek konfronteer u met dit wat gebeur, en sê, maar dit kan nie wees nie, gaan luister bietjie en kyk bietjie in die week. Dan wil ek jy moet gaan leer, gaan kyk, sien die samelewing, en kom uit die babbel, klim uit hierdie babbel uit, van, hier by my gaan dit gebeur nie by my nie, dit doen, net buite die babbel gebeur dit. So klim bietjie uit, gaan bietjie uit die ruimte, en kyk bietjie, sien bietjie raak, en besef waar is die krisis in my leefwêreld. En dan kom ons weer by so 'n gesprek, en ons sê maar, in my konteks is dit my probleem. En dan hanteer ek daardie probleem in die konteks vir elkeen, want almal se probleme is nie dieselfde nie. Hierdie jong man gaan dit vat en hy gaan daarmee hardloop en hy gaan nie eens in een van die strikke trap as wat daardie persoon daar kan trap nie. En dis presies hoe dit gaan werk. Ons gaan nie dieselfde foute maak nie en ons gaan nie dieselfde krisisse beleef nie. Maar dis 'n sinvolle bespreking. Ek wil jy moet gaan verder dink oor dit. Dis 'n baie sinvolle bespreking oor ons tyd en ons dag. En dit kom uit die oudste boeke in die Bybel wat hierdie gedagtegang kom. Dit sê die Bybel is regtig tydloos en die krisisse van ons tyd is ook nie uniek nie. Dit lyk net 'n bietjie anders vandag. Dit lyk nie uniek nie. Dit is net 'n bietjie anders. Soos ou klere, wie het ou klere aan vandag? Niemand. Ons het nuwe klere aan, want dis vandag se klere. Ons dra nie meer die bolla nie. Ons het nie meer die die haarstyle nie. Ons herken mekaar as dis hoe dit vandag lyk. En dis hoe alles vandag lyk.